Ons staan hier op Omnia se stalletjie by Nampo 2026 gesels met meneer Louis Strydom, bemarkingsdirekteur by Omnia. Louis, is daar enigiets anders om oor te praat as die Kunsmisprys? Hoe lyk dinge? Julle is nou al 2 dae besig om met boere te praat. Hoe voel boere daaroor? Hoe lyk die situasie en het jy miskien 'n klein blik in die kristalbal vir ons? Ja. Chris, ek is net weer vanjaar verras oor ons boere. Jy weet, ek het verwag ons gaan hierso sit en dit gaan 'n tranendal wees. Maar die ouens kom, hulle is positief. Hulle sê dis 'n uitdaging soos baie ander jare en ons sal weer planne maak. En ek dink dis belangrik dat ons hier deurkom, maar hierdie krisis sal ons net fikser maak. En iemand sê nou die dag ons moet nooit 'n goeie krisis mors nie. En ek dink dis wat die ouens besig is om te doen. Ek moet vir jou sê ek is net weer beïndruk met ons boere. Kom ons praat net oor die praktiese oplossings. Jy het nou met 'n hele paar boere gepraat. Waar staan die manne se koppe? Wat is die tipe oplossings wat tans op die tafel is? Wat my verstom het, is ouens wat mielies geplant het. Hulle was mielieboere. Ewe skielik dink ons aan koring. Jy sal gehoor het hulle praat van canola in die Vrystaat. Hier's ander planne om te diversifiseer, net die beste lande of net die natste lande of net jou lande met die sekerste opbrengs, hoë waarde of hoë risiko gewasse te plant. So die Engelsman sê die agility van ons kliënte is net ongelooflik. Wat belangrik is dat ons as verskaffer gerad is vir die verandering wat potensieel kom. En ek wil 'n beroep doen aan kliënte om met verskaffers baie nou saam te werk. Laat ons kan verseker met hierdie lang voorsieningstye wat ons het, dat ons gaan gereed wees die dag as ons gaan plant. Ek sê vir baie kliënte wat my bekommer is dat kom ons argumenteer of kom ons vat die scenario van die oorlog gaan stop. Dan sal dit weer na normaal terugkeer. Jy sal 'n afwaartse tendens kry in insette. Dit sal die hele scenario verander. En wat dan tipies gaan gebeur is dat ons gaan later posisies neem, ons gaan later bestellings neem en met die natvoegtoestande wat ons sit kan ons potensieel vroeg plant vanjaar. En as jy dan nie gereed is of jy weet nie wat in die mark aangaan nie, kan ons in 'n situasie sit waar daar 'n tekort is of dat die beskikbaarheid te laat gaan wees. Hoe gaan julle seker maak dat julle daai intieme kennis het van waar boere se koppe nou staan? Ek wil hoe gaan julle te werk in daardie opsig? Ek en jy het al baie gepraat oor ons nutologie model en een van die pilare van hierdie model is voete op die plaas. Maar om dit te doen moet ons deel wees van sy besigheid. Ons doen op 'n maandelikse basis 'n vooruitskatting per kliënt per produk om te weet wat gaan en ons pas dit aan soos wat die gesprekke op 'n daaglikse basis aangaan. En ek dink dis deel van ons sukses want dis nie 'n voorsien en ons sien mekaar weer volgende jaar nie. Louis, dink jy dat hierdie moles wat ons nou in die Midde-Ooste het, dat dit 'n half 'n strukturele verandering gaan bring in hoe boere hulle bemestings behoeftes benader? Ek wil jy praat nou van die nutriology konsep wat eintlik maar geïntegreerde benadering is. Ek wil dink jy op die pad vorentoe boere besef, luister, ons gaan die ding op 'n baie meer geïntegreerde manier moet benader. Ek dink dit is wat aan die proses is besig om te gebeur. Persone wat vandag nog boer, het nie 'n keuse as om dit beter te doen, meer effektief geïntegreer en meer uitkomste kry vir jou insetting. Ek dink nie daar gaan strukturele verandering kom in die manier hoe ons kyk na chemiese bemesting. Ek dink wat hierdie ons na toe sal dryf is om ons effektiwiteit te verhoog en ons moet meet om te weet. En ons sal meer meet en ons sal ons praktyke verfyn om seker te maak dat dit wat jy insit die hoogste opbrengs lewer. Louis, Landbou Weekblad en Omnia saam met Graan SA, ons bied nou boereplanne aan vir 'n hele klomp jare. Net 'n gevoel van wat ons hierdie jaar reg gekry het? Ja, ons het nou gepraat oor boere wat planne maak en ek dink hierdie is tekenend daarvan. Ek is weer verstom oor die kreatiwiteit wat ouens aan die dag lê en met 'n ding kom met 'n oplossing wat 'n probleem was en jy kan eintlik sien hoe simpel is die oplossing. Goeie kwaliteit uitstallings wat ons het, goeie patente en daar's regtig iets om na te kyk. Jy weet ek dink byvoorbeeld aan die een wat jy jou noodband se ligdruk na kyk. Ons doen dit nooit nie.
Maar nou het jy 'n plek waar as jy diesel of petrol ingooi, is daar 'n plek wat jy jou sulke innoverende goed wat vir ons die lewe makliker maak en dit sal op die stadium die norm word. Nog steeds dink ek die beste stalletjie om deur te loop, die interessantste een en ons moet dit aanhou doen om vir ons mense 'n platform te gee om hierdie planne uit te stal. En beslis nog steeds een van die mees populairste. Mees populêre stalletjie, ja. Nee, en is lekker om daar deur te loop, dis lekker mense en dis altyd interessant om daar deur te stap. Baie dankie Louis, waardeer.